Welkom terug by die Kruiskinderkanaal. Die woord nassel beteken om op te lig, te dra of op te neem. Dit is soos wanneer iemand jou optel om jou te help of wanneer jy iets belangriks dra wat nie sommer neergesit kan word nie. In Abba se storie beteken dit dat hy mense optel, vir hulle 'n doel gee en hulle gebruik om sy lig in die wêreld te dra. Die Hebreëse letters help ons om dit te verstaan. Nun beteken lewe en groei. Shin beteken Abba se vuur en teenwoordigheid. En Alef beteken Abba self, die sterke een. Saam wys dit Abba gee lewe in ons, sy teenwoordigheid in ons harte en hy stap saam met ons wanneer hy ons gebruik. Hierdie storie begin in die woestyn, waar die Israeliete saam met Abba reis en hy in die middel van hulle kamp woon in die tabernakel, sy heilige tent. In Numeri 4 vers 21 tot 49 praat God met Moses en gee vir elke leviet 'n spesifieke taak. Die Gersoniete begin vroeg werk. Hulle haal die tentdoeke, gordyne en bedekkings af en vou dit versigtig in. Hulle werk lyk dalk lig, maar sonder hulle kan die tabernakel nie saamreis nie. Dan kom die Merariete. Hulle kyk na die groot houtpale, rame en swaar voetstukke. Dit is baie swaar werk. Hulle dra dit op hulle skouers en sorg dat alles veilig bly. Daarna het die Keatiete die heiligste werk. Hulle mag nie die heilige voorwerpe sommer aanraak nie. Die priesters draai alles eers toe en dan dra hulle die ark en die heilige items met groot respek. Al hierdie groepe lyk anders, maar almal is nodig. Daarom sê God in Numeri 4 vers 49 dat elke persoon getel is volgens sy werk en wat hy moes dra. Dit beteken Abba het elkeen geken en niemand vergeet nie. En dit wys vir ons dat Abba ook vandag elke kind sien. Jy mag dink jou werk is klein, maar vir Abba is dit belangrik. Wanneer jy help, deel, vriendelik is of bid, dra jy ook iets vir Abba. Omdat Abba tussen sy mense wou woon, sê hy verder in Numeri 5 vers 1 tot 3 vir Moses, dat die kamp skoon moet wees, want hy woon tussen hulle. Alles wat onrein is, moet uit die kamp gaan, sodat hy sy teenwoordigheid nie kan besoedel word nie. Dit klink streng, maar dit wys iets baie mooi. Abba wil naby aan sy mense wees. Hy is nie ver weg nie. Hy is in die middel van hulle in die kamp. En vandag beteken dit dat Abba nie meer in 'n tent woon nie, maar in ons harte deur die Heilige Gees. Daarom wil hy hê ons harte moet skoon wees. Nie vol leuns nie vol lelike woorde nie vol haat of jaloesie nie. En wanneer ons verkeerd doen, kan ons na Yeshua toe gaan en hy maak ons skoon en nuut. Hierdie idee van 'n lewe wat aan Abba behoort, groei verder in Numeri 6 vers 1 tot 27, waar God praat oor die Nasareërs, mense wat hulle self spesiaal aan hom toewy. Hulle lewe moes wys dat Abba eerste kom in alles wat hulle doen. Hulle het sekere dinge vermy as teken van hulle toewyding, nie omdat die dinge altyd verkeerd was nie, maar omdat hulle lewe afgesonder was vir Abba. Hierdie roeping word dan lewendig in Rigters 13 vers 2 tot 25, waar 'n engel aan Simson se ouers verskyn. Hulle kon nie kinders hê nie, maar Abba beloof vir hulle 'n seun. In Rigters 13 vers 5 sê die engel, want kyk, jy gaan swanger word en 'n seun in die wêreld bring. Sy kop moet nooit deur 'n skeermes aangeraak word nie, want die seun sal van sy geboorte af aan God toegewyd wees as 'n Nasareër. Simson se lewe begin dus met hierdie roeping. Hy behoort aan Abba en sy lewe moet anders lyk as die wêreld rondom hom. Vandag beteken dit nie ons volg dieselfde reëls nie, maar dat ons lewe steeds wys dat ons aan Yeshua behoort, deur ons keuses, ons woorde en hoe ons ander behandel. Net daarna herinner Abba sy volk in Numeri 6 vers 24 tot 26 hoe hy oor hulle wil waak en hulle wil seën. God sal jou seën en jou beskerm. God sal tot jou redding verskyn en jou genadig wees. God sal jou gunstig wees en aan jou vrede gee. Dit wys dat God se hart nie swaar is nie, maar vol liefde. Hy wil sy kinders beskerm, genade gee en vrede in hulle harte plaas. Wanneer ons aan hom behoort,
stap sy seun saam met ons. Hierdie verhouding met Abba gaan nie net oor roeping nie, maar oor aanbidding. In Numeri 7 vers 1 tot 89 sien ons hoe die leiers van Israel hulle offers bring toe die tabernakel klaar opgerig is. Elke stam bring op sy beurt dieselfde soort offer: silverskottels, meel, olie en diere. Maar Abba kyk na elkeen individueel. Elke naam word opgeteken en elke offer tel vir hom. Selfs al lyk dit vir mense herhalend, sien Abba elke hart agter elke offer. Daarom in Numeri 7 vers 89, wanneer Moses die tent van ontmoeting binnegaan, hoor hy Abba se stem wat met hom praat. Dit wys dat wanneer Abba se mense hom eer met gehoorsaamheid en dankbaarheid, beweeg hulle nader aan sy teenwoordigheid. Wanneer ons dit vandag lees, herinner dit ons dat Abba nie groot en klein vergelyk soos mense nie. Hy sien elke klein daad raak, wanneer jy deel, help, bid, vergewe of reg kies. Alles wat jy vir Abba doen, is vir hom belangrik. Abba wat roep, lei en naby aan sy mense is, wys ook sy hart vir gewone mense in Lukas 1 vers 11 tot 20. Sagaria is besig om in die tempel te werk wanneer 'n engel aan hom verskyn en sê in vers 13: Moenie bang wees nie, Sagaria, want jou gebede is verhoor. Abba beloof vir hom en Elisabeth 'n seun, Johannes die Doper, wat mense sal voorberei vir Yeshua. Maar Sagaria twyfel omdat dit onmoontlik lyk en daarom kan hy vir 'n tyd nie praat nie. Dit leer ons dat Abba groot dinge doen deur gewone mense, selfs wanneer hulle nie alles verstaan nie. In Handelinge 21 vers 17 tot 32 sien ons hoe Paulus in Jerusalem aankom en vertel wat Abba deur sy lewe gedoen het. Al leef hy getrou aan Abba, word hy verkeerd verstaan en vals beskuldig. Dit lei tot konflik en gevaar vir sy lewe. Tog hou Paulus aan om Abba te volg, selfs wanneer mense hom verkeerd beoordeel. Dit leer ons dat om vir Abba te leef nie altyd maklik is nie, maar dat gehoorsaamheid belangriker is as mense se opinies. Uiteindelik sien ons die hart van Yeshua in Johannes 8 vers 7 en 8 vers 11, wanneer die skrifgeleerdes 'n vrou bring wat in sonde gevang is. Yeshua sê in vers 7, laat die een van julle wat sonder sonde is, eers 'n klip op haar gooi. En nadat almal wegstap, sê hy in vers 11, ek veroordeel jou ook nie. Gaan en moet van nou af nie meer sonde nie. Yeshua wys hier dat hy nie mense afskryf nie. Hy vergewe, lig op en gee 'n nuwe begin. Wanneer ons alles saambring, sien ons dat Naso een groot storie vertel. Abba lig mense op sodat hulle sy lig kan dra. Hy gee vir elke persoon 'n plek. Hy roep ons om rein te leef. Hy seën ons. Hy sien elke klein daad raak. Hy gebruik gewone mense. Hy help ons deur moeilike tye en hy gee nuwe beginne deur Yeshua. Vandag leef hierdie storie nog voort. Elke kind wat kies om Yeshua lief te hê, om reg te doen, om te help en om te vergewe, dra Abba se lig in 'n donker wêreld. Kom ons bid saam. Abba Vader, dankie dat U ons optel en gebruik om U lig te dra. Help ons om elke dag naby aan U te leef met skoon harte en gehoorsame lewens. Leer ons om getrou te leef by die huis, by die skool en oral waar ons gaan. Dankie dat U ons altyd nuwe kansse gee deur Yeshua. In Yeshua se naam. Amen. Shalom.